Juig tot eer van die Here, almal op aarde. Dien die Here met blydskap, erken dat hy God is. Dank hom, prys hom, want hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. Sy trou, duur van geslag tot geslag. Liewe gemeente van Olifantshoek en elke persoon wat hierdie video kyk. Ons behoort aan God drie-enig, God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En hierdie Here groet elkeen van ons vandag. Genade en vrede vir julle. Praat met almal om ons oor die hoop wat in ons leef. Jesus Christus het in liefde al ons sonde ons vergeef. Sing o Seun van ons Verlosser, hy oorwin die dood en hel. Ons het die land sy oorwinning, oral wil ons dit vertel. Laat ons sing oor hom wat terugkeer aan die einde van die tyd. Bruidegom die bruid verwag het, altyd tot die lof bereid. Sing o Seun van ons Verlosser, hy kom terug, hy maak ons nuut. Die Heerser oor die wêreld, Seun van God, hoor ons lied. Die Heerser oor die wêreld, Seun van God, hoor ons lied. Van vandag die verootmoedigingsgedeelte lees vanuit dieselfde teks wat ook ons teks vir die boodskap is, naamlik Josua 24. En die vraag wat hierdie week in ons gedagtes maal, is die vraag na watter soort lewe ons moet leef terwyl ons wag op die wederkoms. Josua het al die stamme van Israel bymekaar gebring in Sichem. Hy het die leiers van Israel, die hoofde, die regters en die amptdraers geroep en hulle het hulle plekke kom inneem in die teenwoordigheid van God. Toe sê Josua vir die hele volk, so sê die Here, die God van Israel, lang gelede het julle voorvaders, onder hulle was Tera, die vader van Abraham en Nahor, ander kant die Efraat gewoon, en hulle het ander gode gedien. Ek het julle voorvader Abraham ander kant die Efraat geneem, en om die hele Kanaan laat deurgaan. Nou vertel hy nou 'n klompie van die dinge wat op die pad met Israel gebeur het. Hy verduidelik eintlik die pad wat God met Israel geloop het in redelike detail in terme van die groot oomblikke. Vers 14. Betoon dan nou eerbied aan die Here en dien hom met opregtheid en met trou. Sien af van die gode wat julle voorvaders ander kant die Efraat en in Egipte gedien het, en dien die Here. Of, as julle dit nie goed vind om die Here te dien nie,
kies dan vandag wie julle wil dien. Die gode wat julle voorvaders gedien het, aan die ander kant die Efraat, of die gode van die Amorite, in wie se land julle woon. Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Die volk het geantwoord, ons dink glad nie daaraan, om die Here te verlaat en ander gode te dien nie. Dit is die Here ons God wat ons en ons voorvaders uit Egipte, die plek van slawerny, gebring het. Hy het daardie groot wonders voor ons oë gedoen, en hy het ons beskerm op die hele pad wat ons gekom het, en teen al die volke, deur wie se gebiede ons getrek het. Die Here het al die volke voor ons uit verdryf, die Amorite wat in die land gewoon het. Ook ons sal die Here dien, hy is ons God. Maar Josua het vir die volk gesê, julle kan nie die Here dien nie, hy is 'n heilige God, hy is 'n God wat onverdeelde trou is, en julle opstandigheid en sonde nie sal vergewe nie. As julle die Here verlaat, en julle dien vreemde gode, sal hy wat aan julle goed gedoen het, teen julle draai, en rampe oor julle bring, en 'n eind aan julle maak. Die volk het vir Josua gesê, nee, ons sal die Here dien. Toe sê Josua vir die volk, julle is self getuies daarvan, dat julle gekies het om die Here te dien, en hulle antwoord, ons is. Toe sê Josua, verwyder dan die vreemde gode tussen julle uit, en wy julle heeltemal aan die Here, die God van Israel. En die volk sê vir Josua, ons sal die Here ons God dien, ons sal na hom luister. Josua het daardie dag vir die volk 'n verbond gesluit, en vir hulle daar in Sichem voorskrifte en bepalings vasgelê. En vriende, as ons die stuk gelees het, in terme van ons verootmoediging, lyk dit asof Josua onseker is of die volk verstaan wat dit beteken om die Here te volg en te dien. En daarom herhaal hy, probeer hy baie duidelik maak, dat die volk God nie kan dien nie, want sy heiligheid, sy andersheid, is te ver bo menslike begrip. Maar die volk sê, nee, ons wil en ons sal hom dien. Vraag is vanoggend hoe dit met jou en met my gesteld is. Verstaan ons God se andersheid, wat hy van ons vra? Kom ons bid saam. Here, ek bid dat U, die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur U Gees aan ons wysheid gee, en ons so aan U openbaar, dat ons U werklik kan ken. Verhelder ons geestesoë, sodat ons kan weet, watter hoop en roeping dit inhou om U te volg. Mag ons bewus wees en ervaar, hoe groot die krag is, wat U uitoefen, in elkeen van ons wat glo. Jesus, ons eer U as die een aan wie God alles onderwerp het, wat hy bo alles verhef en aangestel het, as hoof van die kerk. Ons buig voor U. Amen.
Liewe vriende, ons het reeds gelees vanoggend uit Josua 24 en dit is dan ons teks vir die dag ook. Ek wil begin met die doodgewone padteken wat ons almal ken op ons paaie. Die prent op ons projektor herinner ons ook aan padtekens en hoe dit ons help om die pad op die regte manier te gebruik. Maar padtekens is baie belangrik. Dit help ons om te weet of ons moet stop, of ons moet ry, of ons mag verbygaan of nie, of hoe ver die volgende bestemming is, ensovoorts. Maar padtekens, weet ons, het net waarde as ons dit gehoorsaam. Dit help nie ons sien ons moet stop, maar ons ignoreer dit nie. Ons almal het ook ons drome oor waarheen ons lewensreis ons moet lei en wat ons op die pad gaan vind. Ons lewenservaringe funksioneer op 'n manier soos padtekens om ons op spoor te hou. Ons het vanoggend 'n klompie van Israel se padtekens gesien. Israel se verhaal is vol sulke lewenservarings of dan met padtekens. In die geleesde gedeelte het Josua die volk daaraan herinner. Hy neem die volk deur hulle geskiedenis en hy verwys na Abraham, na Isak, na Jakob, Josef, Egipte, die uittog, die woestyntyd en nou hier by die intog in Kanaan. Dis asof 'n groot bord voor hulle staan wat sê bestemming bereik, julle swerftog het aan 'n einde gekom. In hoofstuk 21 en 23 het hy al vir die volk gesê, nie een van die goeie beloftes wat die Here aan Israel gemaak het onvervul gebly nie. Almal is nagekom. Vir Josua is dit duidelik en hy wil hê dat sy mense dit ook so moet insien. Dat die bestemming, die eindbestemming van die lewensreis slegs bereik kan word as die mense 'n keuse maak om die pad saam met God te stap. Maar hy is ook bekommerd dat sy mense hulle bestemming sal misloop as hulle nie die volle boodskap van God aan hulle ernstig opneem, deur nie 'n lewe te lei wat daarby pas nie. En daarom moedig hy hulle aan. Hy wil vir hulle sê, reageer op die regte manier. As julle die pad wat God met julle loop in oënskou neem, reageer op die regte manier. Laat julle lewenservarings vir julle lesse wees. Moenie na die tekens kyk, maar dit dan ignoreer nie. Soos padtekens op ons paaie net waarde het, as ons dit gehoorsaam, so ook in julle lewe, wil hy vir sy mense sê. Wat is die boodskap vir jou en vir my? Wat beteken dit vir ons lewens vandag? Eerstens, moet ons seker maak dat ons kyk op die regte manier na die grootste padteken in ons lewens, naamlik Jesus Christus. Die grootste manier waarop God met ons wil praat. Die Bybel sê dat God gekies het om in Jesus as mens onder ons te kon lewe. As ons hom gesien het, het ons God gesien. Nou van Jesus moet ons twee dinge weet. Eerste is, hy is ons helper, of ons sê ons redder, ons verlosser. En dit beteken, hy kom red ons op 'n baie unieke manier deur aan die kruis te sterf van ons doodse bestaan, wat ons het vanweë die sonde wat ons doen. En tweedens, hy kom stel homself bekend as die Here, ons Here. Dit beteken, hy is ons hoof en ons moet sy opdragte aan ons ernstig opneem. Ons moet doen wat hy vra. Dallas Willard se bekende skrywer het in 'n boek, naamlik The Spirit of Disciplines, die volgende gesê, die Nuwe Testament is 'n boek oor disippels, deur disippels, vir disippels. Nie een van die beloftes wat in die Nuwe Testament gegee is, maak sin sonder 'n lewe van disippelskap nie. Maar vir dekades, sê Willard, het kerke disippelskap nie meer as 'n vereiste vir Christendom gemaak nie. Hoekom sê hy so? Hy sê, as hy na mense kyk, wat hulle self Christene noem, sien hy nie dat hulle volgens Christus se gesindheid, of sy voorbeeld, of selfs sy lering leef nie. Daar is steeds te veel mense wat nie krities genoeg kyk na die leefwêreld waarin ons leef nie, en wat die standaarde wat die wêreld het, ook die standaarde vir die kerk maak. So, kom ons wees prakties.
Wat beteken dit nou? Ek noem sommer so 'n paar. Naaste liefde is dikwels net beperk tot diegene wat soos ons dink en doen. 2, ons dra nie maklik die ander wang nie. Ons wil graag mense terugkry, ons wil die reg in eie hande neem. 3, ons wil gedien word. Ons is baie traag om self ander te dien. Daarom sê Willard, dit wys dat ons graag die beloftes van die Here vir onsself wil toeëien, maar ons is nie bereid om die volle implikasies daarvan vir ons lewe te aanvaar nie. En dan kom hy uit by die stelling wat ons vandag as ons tema gebruik het. Is Jesus jou helper of is hy jou Here? Mense wat gereeld kerk toe kom, het almal al gehoor dat Jesus Christus die mense kom help het en hulle van hulle sonde verlos het. Dit is wat ons kerk oor alle tye geleer het. Die meeste mense sal ook sê hulle glo dit. Jesus is ons helper, hy is ons verlosser. Maar dan die vraag, volg ek en jy hom op sy voorwaardes? Doen ons en leef ons soos hy vir ons die voorbeeld gestel het? As ons dit nie doen nie, het hy nie die status van Here van my en jou lewe nie. Die evangelie vra beide van ons. Ons moet Jesus aanvaar as ons helper, ons verlosser, en ons moet hom volg as ons Here. Hoe weet ons of ons hom as Here volg? Is op 'n manier eenvoudig, ons weet dit uit ons gedrag. Ons dra vrugte wat by die bekering pas. Of ons kan ook sê, ons leef die vrug van die Gees. Ek lees Galasiërs 5 vers 19 verder. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rissies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle, sê Paulus, soos ek julle al vroeër gewaarsku het, wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Maar daarteenoor sê Paulus, die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. En hierdie dinge het die wet niks nie, kan ons nie aangekla word nie. My en jou opdrag is om hierdie vrug daagliks toe te pas. As ons daarmee sukkel, moet ons nie moed opgee nie, maar met meer erns tot die Heilige Gees smeek om ons te ondersteun om dit deel van ons leefstyl te maak. Mag die Here vir jou vir my daarmee help. Nou, hoe is die pad vorentoe? Hoe wil jy hierdie pad aanpak? Josua sê, en die Here vra dit weer vandag van jou, kies om Jesus as jou helper, jou verlosser te aanvaar en erken hom as Here van jou lewe. Amen. Hemelvader, ons staan vandag voor 'n keuse weer. Ons moet inkyk in onsself en die vraag antwoord, hoe dien ek U regtig? Op my voorwaardes of op U voorwaardes? Is U my Here of is ek die Here van my lewe? Here, help ons om werklik nie net die een deel van die evangelie te aanvaar, naamlik dat U ons verlosser is nie, maar ook die volgende, die ander kant van die muntstuk, dat ons voluit sal lewe volgens U voorskrif, volgens U gesindheid, volgens U voorbeeld, volgens U lering. Hemelvader, mag ons as gelowiges op so 'n wyse werklik deur ons gedrag vir mense aan 'n ander kant van hierdie wêreld wys, 'n ander kant van lewe, die hemel wat op aarde aanbreek, kan ons dit ook sê. Ons gee vir mense 'n idee van hoe dit eendag sal wees. Ons is soos 'n lentebloeisel wat pragtig begin blom, wat binne in daardie blom reeds die vrug van die einde opgesluit het in. Mag mense in my en in elkeen van ons gelowiges se lewens werklik hierdie nuutheid
hierdie andersheid ervaar. En dat ons dit leer by die God wat anders is as die wêreld. Hemel Vader, baie mense staan voor werklike keuses in hulle lewe. Baie mense moet kies, hoe pak ek dinge aan? En die versoekings is maar altyd, ek kan dit op 'n wêreldse manier doen, of ek kan dit op Godse manier doen. En wil U vir elkeen wat voor 'n keuse staan, werklik lig gee, werklik die antwoord gee, en die moed gee om U te volg. Want om U te volg, is die enigste manier om by die ware eindbestemming te kom. Help ons, lei ons asseblief. Ons bid dit vir ons gemeente, ons bid dit vir ons land. Ons staan voor groot keuses. Ons leiers staan voor keuses om te lewe soos wat die Here sou wou, of om te val vir die versoekings van die wêreld. Maak elke leierspersoon in hierdie land sterk. Amen. Soek in God jou sterkte, kry by hom jou krag. Maak sy wapenrusting jou gewone draag. Nie teen vlees en bloed nie, maar teen bose lus. Dis waarteen ons elke dag se stryd en worsteling is. Teen die onheilsmagte geeste in die lug. Veg ons met die Here en ons sal nie vlug. Waarheid en opregtheid altyd op hul pos. Met die blye boodskap dat die Heer verlos. Met geloofsvertroue as 'n skild wat keer. Daarmee kan ons elke aanval van die bose weer. Helm van verlossing stewig op die kop. Veg ons met die Gees-swaard, dis die woord van God. Doen ons alles bidden, sal die Gees ons lei. Sal ons op en wakker en gewapen bly. Dan sal ons kan saam staan, saam kan bid en werk. So maak ons oorwinnings moontlik vir God saak en kerk. Bid en samewerking voluit as 'n span. Open die geheime van die Heer se plan. Liewe vriende, ons is almal mense van die lig, mense van die dag. Laat ons nou nie slaap soos die ander nie, maar laat ons wakker bly en nigter wees. Jesus het terwille van ons gesterwe, sodat ons, of ons by sy koms nog lewe of reeds dood is, saam met hom kan lewe. Ontvang die seën van die Here, die genade van die Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal by julle almal wees. Amen. Mag jy 'n mooi dag en 'n baie mooi week hê. Ons sien mekaar weer by 'n volgende geleentheid.